Môre, hoe gaan dit by julle? Ja, nat en koud hier by ons, maar ek hoop dit gaan goed daar by jou en dat jy wakker is vir môre en dat jy sommer al vroeg die genade van die Here beleef, die feit dat ons opgestaan het, wakker geword het. Dis 'n geskenk uit die Vader se hand wat hy vir ons gee, 'n nuwe dag, en mag ek en jy vanmôre alleen in sy liefde en tot sy eer gaan lewe. Ek wil graag vanmôre vir julle 'n versie lees. Dis een van daai harde verse wat 'n ou so af en toe ook maar moet luister en hoor. En dit staan in Matteus 16 vers 25. Want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit terugkry. Nou weet julle, dis die groot beginsel van Christendom. Jy moet aan jouself sterf en jy moet in Christus leef. En dis eintlik, as jy mooi daaraan dink, die basiese grondbeginsel van ons geloof, is dat ek nie aan myself behoort nie, maar ek behoort aan die Here Jesus. En ek wonder ek by myself, glo jy dat God 'n werklikheid is? En as jy dit glo, hoekom leef jy dan partykeer asof hy nie is nie? Asof die Here nie kan doen waartoe hy in die Bybel vir ons sê hy in staat is nie. Ek meen, ons glo mos dat Jesus die Messias is, dat hy ons verlosser is. Ons glo dat hy ons van ons sondes verlos. Hy het vir ons gesterf, hy het uit die dood opgestaan, hy het hemel toe gevaar en hy sit aan die regterhand van God. Maar so baie keer leef ek en jy in hierdie wêreld asof die kat ons ingedra het. Jesus praat hier met sy disippels ook in vers 26 en 27, en dit is ongelooflike verse om te hoor. Hy praat reguit met hulle. Hy sê vir hulle, wat help dit as jy die hele wêreld as 'n wins verkry, maar dan verloor jy jou lewe? Of wat sal jy gee in ruil vir jou lewe? Die seun van die mens gaan saam met die engele kom, en hy gaan bekleed wees met dieselfde heerlikheid as sy Vader, en dan gaan hy elkeen volgens hulle dade vergeld. Ja, weet julle, ons is baie maklik, so vinnig soms, om net versies aan te haal vir mense, nê? Maar dan glo ons maar meer in die kultuur waarin ons leef, as wat ons glo wat die skrif vir ons regtig sê. Ons sê dikwels vir mense, dra maar jou kruis. Weet julle, dis eintlik die mees onbybelse ding wat ons vir iemand kan sê wat swaar kry. Want dis glad nie wat Jesus hier bedoel nie. Jesus sê in Markus 8 vers 34, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon. Hy moet sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe vir homself wil behou, gaan dit verloor. Maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. So die kruis wat ek en jy dra, is die kruis na selfverloning. Dis die kruis na doodgaan. Dis die kruis na geestelike afsterf, sodat ons geestelik kan opstaan. Dis nie al die ander dinge wat ons soms met hierdie woorde bedoel nie. Jesus sê, sterwe aan jouself, sterwe aan jou eie ek, en dan sal jy lewe. So mag ek en jy vanmôre hierdie woorde baie diep begryp. As jy jou lewe wil behou, sal jy dit verloor. As jy jou lewe ter wille van my verloor, sal jy dit terugkry. Dis in elk geval net God wat vir ons lewe kan gee, en wat daai lewe weer kan terugvat. Niemand anders kan dit doen nie. Kom ons maak die oë toe, dan bid ons. Dierbare Here Jesus, help my vandag om my lewe alleen in U te gaan vind. Help my om alleen by U te gaan wees, sodat U my sal laat lewe. Ek vra dit in U naam alleen. Amen. Dankie julle almal. Ek hoop dat julle 'n wonderlike en 'n geseënde dag het. Ons gaan môre voort. Totsiens.